is ons weer by die 4de week. Kom ons sê gou weer, maar kan jy ons onthou, wat is die 5 goeders wat ons moet doen? Almal van ons om te kan groei. Nommer 1, ons moet ons Bybel lees, ons moet bid, ons moet gehoorsaam wees aan die Here, ons moet getuig, en ons moet kerk toe gaan. En as ons daai 5 goeders doen elke dag, dan sal ons groei as die Here, en mense sal sien dat Jesus in ons lewe, en ons kan uitsien na die dag dat ons hemel toe gaan. Nou vandag is die 4de een waaroor ons gaan praat, en dit is om te getuig. En ek wil gou hier na Handelinge 1 vers 8 toe gaan in die Bybel, en dit sê, maar julle sal krag ontvang, Handelinge 1 vers 8 nou nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Die Bybel sê, wanneer jy die Here Jesus aanneem, en die Heilige Gees oor jou kom, sal jy sy getuienis wees. Jy sal praat oor hom. Jy sal vir ander mense, jy sal nie kan stil bly. Nou, julle het nie eens die ballon gesien, maar hoe kan ek hierdie ballon laat bars? Wat gebeur as ek? Alleen, sonder dat ek enigiets vir jou ballon doen, dan sou maar op papstukkie rubber. Die ballonnetjie het 'n gaatjie daar. Maar as ek die ballon aanhou blaas en opblaas en blaas en blaas en blaas tot hy bars, is dit omdat ek sit van my lig binne in hom en hy kan my naderhand nie hou nie. En as daar te veel lug binne in die ballon is, dan bars hy. En dit sê vir my ook ietsie van wat dit beteken wanneer ek en jy vol word van Jesus, wanneer ons net meer van Jesus leer, meer van Jesus, met Jesus praat, en die Bybel lees, en meer daarvan word ons so vol van die Here, dat ons naderhand nie meer anders kan nie, ons vertel vir mense van Jesus. Nou ek het nie nodig, en jy het ook nie nodig om hele Bybel te ken, om vir mense te gaan vertel, of ons met lang preke gee nie, Al wat jy en ek moet doen is om vir mense te kan vertel, hoe geniet ek vir Jesus? Wat beteken Jesus vir my? Hoe praat ek met Jesus? Wat leer ek van Jesus? En as dit vir my lekker is, dan sal ek dit vir mense kan vertel. Nou weet julle wat, dit laat my sommer so dink aan as 'n lekker koekie. Ek hou baie van Ietsamol koekies. Ek kan 'n hele boks myself op. En ek hou van pannekoek. Pannekoek tel ek sommer elke dag, sommer in die aand maak ek vir my pannekoek of flapjack. Ek hou daarvan. Maar die enigste manier hoe ek vir mense kan vertel, sê maar ek kom in 'n vreemde land en wat hulle nie weet van pannekoek nie. Hoe sal ek vir hulle vertel as hulle nie weet wat is pannekoek nie? Ek kan vir hulle sê dis 'n klompie deeg wat ek aanmaak, ek binne in 'n pan gooi en ek gooi lekker suiker daaroor en kaneel en dis verskriklik lekker, die stroop, maar hulle sal nog nie weet nie, is dit nie? Ek moet die pannekoek maak en ek moet vir hom sê, goed, proe. En dan kan hy eers regtig proe. En dis dieselfde met jou en met my. As ons kinders van die Here is en ons wil vir ander mense vertel van Jesus, ek moet vir hulle kan sê, dis hoe hy proe, en dan moet ek hulle help, omdat hulle ook vir Jesus kan proe, as het ware, en te weet wie is hy. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat U vir ons lief gehad het, nog voordat ons gebore was, dat U aan die kruis gesterf het vir ons, nog voordat ons gebore was, dat U op die regte tyd vir ons kom, klop het aan ons hart, sodat ons harte vir U sal oopmaak, en vir U innooi. Dankie dat U nie skaam was vir ons nie. Dankie dat U bereid is om vir die duiwel bloedneus te gee, sodat ons nie hoef nie. Here, U liefde vir ons is so wonderlik, baie, baie dankie. Ek bid, dat die maats ook nie skaam sal wees om te praat oor U nie.
nie skaam sal wees om enige plek, by die huis, by die skool, waar hulle ook al is, sommer spontaan te kan praat oor Jesus nie.